Môre, ek het nou my bril op, laat ek julle beter kan sien. Nou weet ek waarvan ek praat. Nou, ek kry baie vrae oor hoe maak die slim mense teengif. As jy daar kan lees, onder die polyvalent slang antivenom, antibenien, wat antivenom beteken. Daar's 'n paar verskillende tipe slange waarvoor dit is. Groot name, soos die Naja, wat die vir kobras is, Kaapse kobra ingesluit, dis vir pofadder, dis vir 'n rinkels en dis vir 'n Mosambiek spoegkobra. 4 verskillende tipe spesies, hoofspesies, en binne in die boksie is so 'n dingetjie met 'n vervaldatum op vir mense, en dan as hy verval het, dan gebruik hulle hom vir honde, en vir perde en vir diere, omdat dit so duur produk is. Baie vra hoeveel dit kos, dis kom ons sê R3000, so 'n wyl. So, wat het mens nodig om teengif te maak? Obviously, in die geval, my pet Kaapse kobra, wat ek nou gaan bring, 3 laag klingrap, dan sit min of meer die density van 'n mens se vel. Ek het nou nie rekkies nie, toe sit ek sommer insulation tape om, knip hom af, laat julle kan sien hoe loop die gif hier af. Dan vra baie mense, hoeveel gif lewer 'n Kaapse kobra min of meer? 'n groot Kaapse kobra is dit tussen 100 en 150 ml. Ja, dit kan 'n perd doodmaak in 'n uur. Ek glo dit kan 10 perde doodmaak in 'n uur. Dit kan 'n paar groot mense doodmaak in 'n uur. So dit is 'n baie belangrike topic. So 'n Kaapse kobra se gif is meer heuningagtig. As ek nou 'n swart mamba gaan vat, dan gaan dit vinnig afloop teen die wand van die glas, maar die Kaapse kobra se gaan baie stadiger afloop. Met ander woorde, jy sukkel om hom uit jou weefsel uit te was, nadat jy teengif gekry het, jou recovery periode is langer. So, daar is my velletjie, dis nou die mensvel, wat die vliesies op die tande gaan optrek, en dan los hy nou die gif. Hy is front-fanged, 'n boomslang is rear-fanged, pofadder is front-fanged, 'n boom viper is front-fanged. Wil jy die video te lank maak nie? Om dit te kan doen, moet jy 'n pet Kaapse kobra gebruik, ek. So, daarvoor het mense permit, Cape Cobra is daar in my permit, in my Cape Nature permit, om een te mag aanhou. En jy kan nie 'n wilde slang gaan vang en nou melk jy hom en jy verkoop daai gif aan so 'n fasiliteit. In onderste poortie. Daar is mense in Gauteng wat permitte het wat dit doen. Pet Kaapse kobras, boomslange, mambas wat hulle melk, en dan verkoop hulle die gif aan die plek. Hulle gaan dit meng met perdebloed, omdat hulle antibodies is baie sterker, en eventually dan lyk hy so. Dis hy wat hier binne is. Wit goud. Goue goud. Alright, kom ek kry die slang. Ok, hier het ek nou vir Frikkie, my pet Kaapse kobra. Ek spalk net sy kop, laat hy nou nie kan omdraai my byt nie. Ek wil aan my nuwe bakkie nog lank ry. Julle het seker agtergekom, ek post baie minder. Daar's redes daarvoor. Is nie dat ek rus sê, ek is baie besig, ek werk saans tot baie nagte deur die nag met die pestkontrol, want met hierdie weer, en ek vang slange, maar ek kry nie tyd om dit te post nie. So, hy moet nie so om jou arm krul nie, en dan kan jy nie lekker posisioneer nie. Kom ons untangle hom eers gou hierso. Hy is 'n reggaet.
Lekker geel pens, mooi kenmerk van 'n Kaapse kobra. 'n Ander ding is, die laaste puntjie van die stert is altyd donker. Mooi kenmerk van 'n Kaapse kobra. En daai skale op die kop, wat lyk soos 'n familiewapen. Daar tussen die oë, as iemand vir jou foto stuur van 'n Kaapse kobra, is al wat jy nodig het. Langer skubbe. Kyk hoe in lyn loop daai skubbe. Dis nie die mekaar soos 'n molslang se nie. Jy maak sulke lyntjies. Ja, ek dink ek het hom nou uiteindelik onder beheer. Hy bly draai in my hand. So, kom ek probeer die glas so hou, dat jy kan sien wat aan die binnekant gebeur. Hier stadig loop die gif af. Dit is die heuningagtigheid. Laat hy nou net gebyt. Daar lê die gif, ek hoop julle kan dit sien. Kom ek probeer weer. Hy is nou kwaad, daar loop dieselfde hoeveelheid gif, net 'n bietjie minder, loop weer af. Maar gee ons hom kans, hy produce amper so vinnig soos 'n man. So, ek gaan nou nie druk op sy gifsakkies nie. Ek hou hom so vas, soos sy esophagus is oop, hy kan asemhaal, moenie worry nie. So, en ek gaan nog 'n laaste keer try, kyk mooi. Nou, gaan die gif weer af. So, ons gaan die slang ken nie dit nie. Ek gaan hom eers weer bære. Hom eers weer bære, maar daar kan julle die kop sien. Mooi. Hoe hy lyk. Lyk mooi na sy rugvel. Kyk mooi lyk sy maagvel. As jy 'n vel sien in die vel, is omtrent 2 centimeter, 2-3 mil segmente maagskubbe. As jy 'n boomslang gaan vat, gaan dit baie grof wees hierso. Hierdie is taamlik plat. Daar is die ou frikkie. Kaapse kobra, kyk hy kwaai oogbank. Ronde pupille en hulle sig is maar baie swak. Hy sien net beweging. Daar is sy kloaka, sy poepel, en daardeur kom alles. Hierdie een is 'n mannetjie, so hy kan nou nie eiers lê nie, maar dis hierdeur wat hy daai visserige substance afgee, wat jou waarsku hy is in jou huis, omdat hy paniek, hy kan nie uitkom nie. Ou frikkie. Kom ons bære vir frikkie. Dan gesels ons weer. Ok, frikkie is gebære, daar lê die gif. Wat maak ek nou met die gif? Ek gaan dit afspoel in die wasbak. Is net om vir julle te wys. Kyk die kleur, so goue kleur. En daar loop hy. Hy, soos ek sê, dikker. Kyk, ons sit hy stukkie nog teen die kant. Hy's dikker. Of hy het 'n digtheid, sy digtheid is hoër as 'n mamba en 'n spoegkobra sin. Dankie Vader, dat dit heuningagtig is. Want dan sou Kaapse kobras ook kon spoeg, en hier is baie. As gevolg van Wellington en Parel se baie bergreekse om ons, ek dink jy as 'n ander dorp wat so baie flip en berg het, die Stellenbosch het net so baie, Emil vang baie daar. Raak het droog in die somermaande, en dan kom die slange af, so oor die jare, verdwaal hulle af daartoe, want het is asof 'n Kaapse kobra weet, afdrand, gaan daar groen bossies wees, parras wees, muise wees, en nie mense wees om te byt, want baie mense glo, slange kom in daartoe om jou te kom byt. Dis bully. So, ja, dankie vir die kyk, share dit as jy wil. Al die info is maar net uit my experience uit. Ek lees nie ander mense se pages of boeke nie. Ek doen my ding op my eie. As ek hierdie nou in die wind sit,
Dan sit so 10 minute en dan is dit droog. As jy het, met jou vingers vryf, dan maak dit 'n poeier. Ja, ek gaan net maar aan die wasbak afspoel. Kubai, geniet die Vrydag.